lesie vandag en geseënde Sabbat. Ek is so bly julle gaan saam met ons na dit luister. Vandag se storie is die brandende vuuroond. Die geheetteks kom uit Joshua 24 vers 15 en dit sê, ons sal die Here dien. Die boodskap is dat ons dien die Here wanneer ons weier om verkeerde dinge te doen. Was jy al ooit in 'n situasie waar jou maats wil hê dat jy die verkeerde ding moet doen? Wat het jy gedoen? In vandag se Bybelstorie het almal van Sadrag, Mesach en Abednego verwag om die verkeerde ding te doen. Uiteindelik was dit klaar, die massiewe goue beeld wat Nebukadneser laat bou het. Dit was 8 verdiepings hoog. Die volgende dag het al die onderkonings wat vir Nebukadneser gewerk het, in die vallei waar die beeld gestaan het bymekaar gekom. Hulle het opgekyk na die duiseligwekkende hoë beeld. Daar naby was ook 'n vuuroond. Die soldate was besig om 'n reuse vuur daaraan te maak. Hoekom doen hulle dit? Het die mense onder mekaar begin vra. Toe staan een van die koning se mense op en sê aan die skare: "Mense," sê hy hardop, "hier is wat die koning beveel. Wanneer die musikante begin speel, moet julle voor die beeld neerbuig en dit aanbid. Die wat weier om dit te doen, sal aan die brandende vuuroond gegooi word." Ewe skielik weergalm die musiek. Almal val op hulle knieë en lê plat voor die beeld. Almal behalwe Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle het geweier om 'n afgod te aanbid. Party mense het dit gesien en het dadelik gaan klik. "Die majesteit, kyk daar die 3 Hebreërs. Hulle wou nie neerbuig voor die beeld nie." Die koning wou slange vang. "Bring hulle dadelik hierheen," skree hy vir die soldate. Die soldate het dadelik opgespring. "So julle is die 3 wat nie voor my goue beeld wou neerbuig nie." Die koning het vreeslik aangegaan. "Ek sal julle nog een kans gee, aanbid die beeld of ek gooi julle in die brandende vuuroond. Wie gaan dan tot julle redding kom?" Sadrag, Mesach en Abednego was baie dapper. "O koning," sê hulle vir Nebukadneser, "die God wat ons aanbid, sal ons red, maar selfs as hy dit nie doen nie, sal ons nooit u gode aanbid nie." Koning Nebukadneser was woedend. "Maak daardie vuuroond sommer 7 keer warmer," skree hy op die soldate. "Bind hulle vas en gooi hulle in." So het die soldate dan vir Sadrag, Mesach en Abednego in die knetterende vuur gegooi. Nebukadneser het alles fyn gesit en dophou. Met eens vlieg hy op en roep uit: Het ons dan nie 3 mans in die vuur gegooi nie? Ek sien dan 'n 4de en hy lyk soos die seun van God. Sadrag, Mesach, Abednego, kom uit, roep die koning na Daniël se 3 vriende. Die jong Hebreërs het uit die vuuroond tevoorskyn gekom. Die onderkonings het om hulle saamgedrom. Hulle kon dit nie glo nie. Sadrag, Mesach en Abednego het niks oorgekom nie. Hulle het nie eers na rook geruik nie. "Alle lof aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego," roep die koning hardop uit. "Hulle God het sy diensknegte van 'n vuuroond gered. Geen ander God kan 'n mens so red nie."